Hebreërs 5 vers 5 tot 14. Ons gaan vanoggend weer die 33 tot die 53 vertaling lees. En ons tema is weer dieselfde: Jesus, ons hoëpriester. Dit is baie moeilik om te sien, dis wat op hulle fone lees, om te kyk of jy al by die regte plek is. Die enigste persoon wat ek kan sien wat soek is oom Rolf. Hebreërs 5 vers 5 tot 14. Net voordat ons lees, kom ons sluit net die oë en dan nader ons ook die Here asseblief. Vader, waar ons nou U nader die weer as U seun se liggaam en as U kinders. Vader, prys ons U dat U woord vir ons sê dat ons met groot vrymoedigheid U genade troon kan nader. En Vader, soos wat ons vanoggend buite kyk en in hierdie paar weke gevoel het of ons verskillende seisoene ervaar, Vader, maak dit my hart bly vanoggend wetend dat U in beheer is. Maar Vader, as U in beheer is van elke muurtjie onder die grond en van die groot diere in die see, Vader, hoeveel te meer is U nie in beheer van hierdie wêreld nie. En Vader, soos wat Robbie ook vanoggend gevra het, Vader, mag ons besef ons kan U nader en vra vir vrede en vreugde, vir rustigheid. En Vader, tans vra ek dit, mag U ons denke sluit vir die probleme, die moeilikhede, die swaar kry daar buitekant. En Vader, mag ons nou onsself herfokus op wat belangrik is. En dit is U seun, dit is U en ook U woord. En Vader, mag vanoggend U woord lewe spreek, mag dit nie op harte val wat kliphard is, wat dit nie aanvaar nie. Mag ons nie net groei in U kennis nie, maar mag ons ook U kennis aanvaar. Mag U verborgde dinge, geheimenis aan ons openbaar. En mag ons groei in hierdie aspek van Jesus as ons hoëpriester. Vader, mag U die waarhede en die belangrikheid vir ons lê op ons harte. En mag ons hier uitstap vanoggend vermaan, bemoedig en ook sodoende om te verander. Maar Vader, as ons perfek was, sou ons nie vanoggend hier gewees het nie. Maar Vader, help ons om te strewe na perfeksie, te strewe na volmaaktheid in die beeld van Jesus Christus. En Vader, mag ons nie moeg word om dit na te jaag nie. Vader, ek vra, mag U hoop kweek tans in elke persoon se hart wat hierso sit, miskien moedeloos, wat nie weet wat se keuses om te maak as hulle hier uitstap nie. En mag ons net deur dit as liggaam saam opgroei in U kennis. Vader, en dan laastens vra ek net vanoggend, Vader, mag U die boodskap seën. Vader, mag U my sondigheid en gebrokenheid op sy sit. En mag U ook sodoende my lippe aanraak om die waarheid volgens U woord te spreek en volgens U weë. Vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Hebreërs 5 vers 5 tot 14, het ek nou genoem dat ons tema weer Jesus ons hoëpriester is. En spreek nommer 2 uit hierdie hoofstuk uit en ons beweeg eintlik vanoggend maar net aan waar ons laas Sondag opgehou het. En vers 5 sê dan vir ons: so het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het: U is my seun, vandag het ek u gegenereer. Soos hy ook op 'n ander plek sê: U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. En is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, waaroor ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen en om goed en kwaad te onderskei. Net tot sover asseblief.
En soos wat julle weet, het ek alreeds genoem, ons tema is vanoggend Jesus as Hoëpriester. En dis eintlik ons tweede diens in hierdie reeks wat handel oor die boek van die Hebreërs. En ons het eintlik laas Sondag afgeskop om meer te kyk na die Ou Testament en die fondasie te lê van wat was die doel van die Hoëpriester in die Ou Testament? Wat was hulle werk gewees en uit watse groepe was hulle gekies? En toe het ons later aanbeweeg na die figuur van Melchisedek en so 'n bietjie na dit verwys en ek weet ook dit het so 'n bietjie vrae gekweek in elkeen se hart ook wat ek nie miskien laas Sondag ten volle kon beantwoord het nie. Maar wat vir my belangrik is dat ons na twee ordes gekyk het. Ons het na die menslike priestelike orde gekyk van die Lewiete en ons het gekyk na die ewige priestersorde van Melchisedek en vasgestel dat Jesus deel het aan hierdie ewige priesterlike orde. En ook ons het aanbeweeg en ook gesê dat Christus is tans ons Hoëpriester, dat hy aangestel is nie op aarde toe hy hier gewandel het nie, maar eers nadat hy die offer was aan die kruis. Het sy Vader hom verheug bo elke naam en hom ook die titel gee van Hoëpriester. Nou vanoggend gaan ons bietjie fokus alleenlik op Christus. Ons gaan so 'n bietjie wegbeweeg van Melchisedek af en al daai interessante aspekte. Maar eerder vir onsself die vraag vra, hoekom is dit vir ons 2000 jaar nadat Christus aangestel is as Hoëpriester belangrik om hierdie term en titel te verstaan? Want ek glo in hierdie titel raak ons baie keer verlore soos met klomp ander titels ook. Ons dink is net 'n mooi term wat ons vir Christus gee, maar dit is so belangrik en vanoggend is my gebed mag ons saam groei in hierdie woord en wat dit beteken. Sodat ons vir Christus kan verheerlik as ons hier klaar is deur te sing, as ons daar uitstap, omrede hy die Hoëpriester is tot in alle ewigheid. So ons begin vanoggend dan by vers 7 en 8. Die vorige verse het ons maar net gelees, maar net vir konteks, en ons gaan maar net aan waar ons laas Sondag opgehou het. En vers 7 sê vir ons, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Nou, eerstens is dit vanoggend baie belangrik om te sê, en die vraag te vra, van wie praat hulle in vers 7? So eerstens kan ons vasstel, hulle praat van Jesus Christus. Tweedens kan ons sê dat, bietjie meer spesifiek, praat hulle van Christus se wandel op aarde. Hulle praat van sy gebede, sy smekinge, sy geroep, sy trane, sy angs wat hy ervaar het. En dan meer spesifiek praat hierdie vers van 'n spesifieke gebeurtenis in Jesus se tydlyn as volle mens en volle God hier op aarde. En hulle verwys na die tyd wat Christus in die tuin van Getsemane was, net voordat hy gearresteer was en net voordat hy ook aan die kruis vir ons gesterf het. Nou wat vir my baie belangrik is, ons moet vir onsself die vraag vra altyd as ons die woord lees, hoekom noem die skrywer dit wat neergepen is? Nou eerstens gaan ons kyk na vers 7 en die angstigheid en na Matteus wat daaroor praat, maar dan gaan ons ook aanbeweeg en sien dat vers 8 eintlik vir ons verduidelik hoekom vers 7 neergepen is. So in Matteus 26 vers 39 vind ons vir Jesus in die tuin van Getsemane en ons het so 'n paar Sondae terug ook oor hierdie gesels waar die skrywer skryf en sê hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Mens sien eerstens in die vers Jesus se smeking in gebed. Maar wat vir my baie belangrik is van vers 7 is, hulle praat van 'n offer wat gemaak word, wat ons net vinnig kan oorlees en nie besef nie. Die skrywer sê vir ons in vers 7, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het. Nou wat sê die skrywer eintlik vir ons hier? Dit sê dat Christus deur sy gebed en smeking in sy tyd van angs, in sy tyd van vrees, as 'n mens wat weet wat voor lê vir hom, die kruisdood en die straf
wat hy gaan moet dra. 'n Gebed van 'n offer gebring het van die hart na die Vader toe. Nou, ons het so 'n paar sondae terug ook gekyk na Dawid in Psalm 51 en ook gesê dat Dawid skryf dat God nie 'n brandoffer soek of 'n rookoffer, maar hy soek 'n offer van die hart. En in Dawid se geval was dit 'n offer van belydenis voor die Vader. In Christus sin is dit iets anderste. Dis 'n offer wat hy bring en hy vra vir die Here eintlik, sy Vader, Vader, as hierdie lyding verby my kan gaan, laat dit verbygaan. Maar nogtans nie my wil nie, maar U wil. Maar tweedens moet ons in die konteks ook verstaan dat in die ander evangelies lees ons dat byvoorbeeld Christus bloed gesweet het, dat hy angstig was. Maar God het dadelik vir hom vrede gebring. En wat vir my altyd so mooi is van die storie van Christus in die tuin van Getsemane, hoe hy gaan 3 keer en hy gaan bid en die gedeelte sê eintlik vir ons, hy val op sy aangesig neer voor sy Vader en hy is so angstig dat hy bloed sweet en sy hart klop en ek seker hy trane gehad, soos wat die skrywer hier in Hebreërs skryf, nie net van angs maar van vrees. Want as Jesus nie in daai tyd vrees ervaar het nie, was hy nie teen volle mens nie. Dis baie belangrik. Maar dan direk daarna, nadat hy die 3de keer gebid het, kom die soldate en ook die verraaier Judas daaraan. En Jesus se gemoed is heeltemal anders. Hy's kalm, hy's rustig. En dis hoekom die skrywer sê vir ons hierso in vers 7 en ook verhoor is uit sy angs. Die Vader het in daai tydperk vir hom rustigheid gebring. En net voordat ons aanbeweeg met die tema van Hoëpriester, wil ek net hierdie deel vanoggend met julle. En Robbie het so mooi daarna verwys. Met alles wat nou tans aangaan in die wêreld. Ons weet die dinge gaan erger raak. Maar weet julle wat is amazing vir elke weergebore gelowige? Jy kan in maak nie saak wat se situasie nie. Jesus staan voor die dag wat hy gekruisig gaan word. Die Here is getrou. As jy 'n offer bring van die hart en dit na die Vader toe vat, hy sal die angs wegneem en vir jou vrede gee. En mense, die situasie waar jy nou jouself in bevind, miskien waar jy nie weet of jy links of regs moet draai nie. Dit is daar vir jou ook. Die vraag is net, gaan jy met 'n hart, met gebede, met 'n hart wat 'n offer bring vir die Here nader en net sê, Here, ek gee hierdie vir U. Die is hoe ek voel, ek kan nie verander nie, maar U kan my verander. U woon in my. Verander my hart, gee vir my rustigheid. En mense, dit is so bemoedigend vir my om net op so 'n eenvoudige element net bietjie te fokus. Maar wat vir my baie belangrik is, die skrywer beweeg dan aan en hy sê iets baie interessants. Hy sê in vers 7, hom wat hom uit die dood kon red. Nou wat beteken hierdie vir ons? Beteken dit dat die skrywer sê dat God vir Christus kon gespaar het van die dood af, sy kruisdood? En die antwoord is nee. Die skrywer verwys daarna dat God hom uit die dood kon red en ons weet hy het dit gedoen. Christus was hoeveel dae dood voordat hy opgestaan het uit die dood uit? Wie kan vir my sê? 3 dae. Vir 3 dae was hy dood, soos wat enige mens dood sou gegaan het. Maar sy Vader het hom uit die dood uit gered en Christus het die dood oorwin vir elke een van ons. Die dag toe hy uit daai graf uitstap, uit daai grot uit, soos wat die Bybel dit vir ons verduidelik. Maar nog meer spesifiek gaan die gedeelte eintlik aan. En die woord sê vir ons dat God hom uit die dood laat opstaan het deur die krag van die Heilige Gees. En ek het al hierdie ook genoem vir julle. Ons wandel op hierdie aarde baie keer as Christene rond met ons koppe wat hang. Maar weet julle wat, die woord sê vir ons dieselfde krag wat vir Jesus uit die dood uit laat opstaan het, woon in elke een van ons wat weergebore is. En mense, hierdie is behoort om bemoedigend te wees. Elke persoon wat tans in die kerk is wat iets aanpak, mag hierdie jou bemoedig. Mag hierdie jou bemoedig om uit te gaan en vir Christus te verkondig. Want God woon in jou. Die Gees woon in jou. Dit is sy vrug, sy gawes. Moenie skaam wees om jou gawes te gebruik nie, want dit is nie eers jou gawes nie. Dit is nie eers jou vrug wat gedra word nie. Dit is sy vrug wat gedra word. En dan kom vers 8 wat eintlik vir ons verduidelik hoekom die skrywer in vers 7 na Christus verwys in die tuin van Getsemane
En dit sê vir ons, Christus het gehoorsaamheid geleer deurdat hy self gelei het. Nou, hierdie klink weer eens vreemd. Nou beteken dit dat Christus, omrede hy gehoorsaamheid moes leer, verwysend dat hy ongehoorsaam was voor dit? Want dit kan ons by daai konklusie kom. En as hy ongehoorsaam was, beteken dit dat hy sonde gehad het. En dan was hy nie God se seun nie, dan was hy nie die Messias nie, en dan was hy nie die vleklose lam aan die kruis nie. Maar dit is glad nie waarna die skrywer hier verwys nie. Die skrywer verwys en hy sê eintlik vir ons dat Christus uit sy eie vrymenslike wil gelei het en lyding ervaar het in sy menslike vorm en ondergaan het, sodat hy die rol as 'n redder kon vervul. En kom ons sê in vandag se konteks, die rol van hoëpriesterskap. Nou ek gaan dit so verduidelik, want dit klink nou vreemd. Nou, julle weet byvoorbeeld al die groot ouens wat sterk is in die gemeente. Nou kan ek 'n paar noem wat net daar agter sit. Kobus, Jacques, wat daar sit. Ek wil nie vir Emil noem nie, ek speel Emil wat daar agter sit. Tiaan hier voor. Nou het julle al gehoor al hierdie ouens wat ook miskien goed gedoen het met sport, so altyd vir jou stories vertel. Weet jy wat? Ek kon eintlik 'n springbok gewees het. As dit nou net nie vir hierdie kniebesering was wat ek gekry het. Julle weet hoe praat die ou ooms, hè? Nou kry mens ander mense wat vir jou vertel, ook gewoonlik mans wat vir jou sê, weet jy wat, ek kon eintlik 'n ingenieur gewees het as ek wou. Ek kon eintlik 'n dokter gewees het as ek wou. Nee, jy weet hoe praat ons, né? Jy bou jouself so 'n bietjie op. En sê ja, as die lewe net so 'n bietjie anderster was, kon ek 'n professor gewees het wat klas gegee het by die universiteit. Nou mense, al is dit waar wat daai persoon sê van hy kon 'n dokter wees. Hy kon vir die Springbokke gespeel het. As hy nie by die universiteit daai eksamens geskryf het en daai toets deurgekom het nie, beteken dit wat hy sê absoluut niks nie. As hy nie werklik uitgedraf het op die veld as 'n springbok nie, beteken dit wat hy sê van hy kon 'n springbok gewees het absoluut niks nie. En dis hoekom Jesus, al was hy vlekloos, al het hy gehoorsaamheid gehad, nog altyd, moes dit getoets geword het deur hy wat gehoorsaam was tot die dood toe, om sy titel as hoëpriesterskap te verkry. En ek hoop dit maak vir julle sin, dit is verstaanbaar. Al weet ons Christus het nooit gesondig nie, was altyd gehoorsaam, moes ook deur die toets gaan om werklik te sê, maar hy is werklik die ewige, heilige hoëpriester tot in alle ewigheid. En dis hoekom die skrywer verwys in vers 7 na sy lyding. Nou wat vir my so mooi is dat as ons kyk na die lyding wat Christus deurgegaan het, en wil ek graag dit deurtrek na ons toe. En dit kom voor in vers 9 van ons hoofteksgedeelte. Dit sê vir ons, en nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. En mense, ek so lief vir vers 9, want dit praat so bietjie oor dieselfde konsepte wat ons oor en oor hoor, net uit 'n ander oogpunt uit. So eerstens is daar weer 'n vreemde stelling wat sê, en nadat hy volmaak is. Nou, hierdie kan dadelik vir ons klink, so was Christus nie voor sy kruisdood volmaak nie, of was hy volmaak? En dis glad nie waarna die skrywer verwys nie. Christus was nog altyd volmaak, maar hy verwys daarna dat na sy kruisdood, na sy gehoorsaamheid, het hy volmaak gestaan dat almal hom volmaak kon sien. Hy was nog altyd volmaak, maar hy moes die toets deurgekom het om die ware lam te wees, die ware redder, verlosser, saligmaker. En ook volgens vers 9, die bewerker van ewige saligheid. En dan kom ons by die interessante gedeelte wat ek van hou, wat sê, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Nou voordat ons daarby uitkom, wat het Christus verkry deur die toets van die kruis deur te kom? Hy het redder geword. Hy het die tweede Adam geword. Hy het die vleklose lam geword. Hy het die toets deurgekom van gehoorsaamheid. Hy het werklik die regverdige een geword. Hy het die koning van konings geword. Hy het die een geword wie se naam bo alle name verhef is. Hy het die een geword aan wie die Vader die tome en die mag gegee het van die aarde en ook die hemele.
Mense, besef ons dat toe hy deur daai toets was, dis hoekom hy die titel van hoëpriesterskap verkry het. Hy is die finale ewige hoëpriester, die bewerker van ons ewige saligheid soos hierdie gedeelte sê, maar nog meer, ewige lewe, ewige rus, soos wat ons ook al oor gepreek het. Maar nou is die vraag, maar wie verkry hierdie prys van ewige saligheid? En ek hou so van hierdie gedeelte. Hulle sê alleenlik die wat aan hom gehoorsaam is. Nou hierdie is my belangrik. Nou die res van die Bybel is nie onwaar of dra nie waarde waar dit sê, wat sê ons gewoonlik en die woord sê dit ook, wie gaan eendag hemel toe? Die wat glo in Christus. Maar het julle agtergekom die moderne kerk preek nie tot by glo. Nooit oor gehoorsaamheid nie. Ons hou daarvan om te preek oor redding en as iemand tot redding kom, dan bly hy kind vir altyd. Dis die moderne kerk se probleem. Ons vat dit nooit verder om te sê, die gedeelte vat dit verder om te sê, alleenlik die wat gehoorsaam is teenoor Christus, sal die ewige saligheid verkry. Nou mense, tans, nie een van ons is ten volle gehoorsaam nie, maar ons is behoort om in dit te groei. En dit is vir my belangrik. Nie te groei uit dwang uit nie, en hierdie is ook vir my belangrik. Baie denominasies en verskillende kerke, organisasies in die wêreld benader hierdie op verskillende maniere en ook baie keer verkeerd. Die werk wat ons doen en die gehoorsaamheid se oorsprong is liefde en vreugde. Is nie dwang nie. Christus wil nie hê ons moet soos slawe hom volg met 'n sweep wat agter ons slaan nie. Hy wil hê ons moet hom volg omrede ons hom lief het. Want sy Vader het ons eerste lief gehad. Maar ek dink in die konteks is dit ook dan belangrik om te sê, maar hoe groei ons in gehoorsaamheid? Wie kan miskien vanoggend vir my sê in eenvoud, hoe groei jy in gehoorsaamheid? Hoe word jy meer gehoorsaam? Meel, het jy jou hand opgesteek, het so gelyk. Vlugtelik. Okay, gebooie te gehoorsaam. 100%. Dis ons basiese antwoord. Maar hoe raak ek meer gehoorsaam? In gebed, okay, daar's nog 'n antwoord. Nog iemand? Bybel te lees. Al hierdie goeters wat jy sê is waar. Verhouding met hom te hê. Maar weet julle wat leer die gedeelte van Christus net voor dit vir ons? Ons groei alleenlik as ons gehoorsaam is in die tye van lyding. Dis die enigste manier hoe ons groei. Elke persoon wat hier tans sit, het 'n toets in sy lewe. As jy die toets deurkom, dan staan nog een. En so sal dit wees tot die dag wanneer jy hierdie aarde verlaat deur te sterf, as jy weer terugkeer na die stof toe. Maar mense, wat vir my belangrik is, ek glo ons as kerk preek nie genoeg daaroor nie. Ons dink as dit swaar gaan, is die Here nie by ons nie. Nêrens in die woord verkondig die woord 'n piknik Christendom nie. Christendom is nie om handjies vas te hou en hier af te huppel in die straat nie. Dit is wat ons vandag in die moderne kerk verkondig. En dan kom mense daar en dan sê hulle maar, doen ek iets verkeerd want ek ervaar dit nie. Christendom is vreugde in lyding. Dit is wat Paulus van skryf. Hy sit in die tronk en bemoedig anders buite die tronk. Verstaan julle? Ons word geroep om gesuiwer te word, gelouter te word. Wat beteken daai terme? Om onder druk geplaas te word, om aan die Here vas te hou, en as jy daar uitkom, is jy meer geskep in Christus se beeld. Dit is Christendom en dis hoe jy groei in gehoorsaamheid. Het jy ook al agtergekom, as jy nie die toets deurkom van wat jy hierdie week op jou lewe gehad het nie, dan is die toets weer daar volgende week, totdat jy hom deurkom. Maar hoe langer jy wag, hoe meer raak jy amper gevoelloos teenoor hierdie toets. Want die hart raak harder en harder en harder. En weet julle wat vir my so eintlik tragies van Christendom? Die woord gee vir ons beloftes dat daar is geen struikelblok te groot vir die een wat aan Christus vashou nie. Maar ons hou nie aan die belofte vas. En die enigste aspek wat soos die Engels wil sê, 'n variable wat jou terughou om daai toets deur te kom tans, is jy jouself. Dis die eie ek.
En elke een wat hier sit, het 'n toets. As jy vanoggend hier sit en jy voel dat jy nie gelouter word deur 'n toets nie, mense, is die probleem nog groter. Want jy kom nie eers agter, daar is iets nie. En dan kom ons by vers 10 wat sê, en is deur God genoem hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Nou, ek gaan nie vanoggend tyd spandeer om weer oor Melchisedek te gesels nie. Ons wil graag oor Christus gesels. Maar net een aspek wat vir my baie interessant was. Laas Sondag het ons gepraat oor baie dinge wat similêr is tussen die twee figure van Melchisedek en Christus, maar hier is een aspek wat nie similêr is nie. Melchisedek was aangestel in Genesis as priester van God. Jesus word aangestel as hoëpriester van God. En daar's 'n groot verskil tussen die twee. Christus is die ewige hoëpriester. En weet julle hoekom kom die skrywer nou terug na Christus se hoëpriesterskap? En hierdie is vir my belangrik. As Christus 'n tydelike hoëpriesterskap het, beteken dit dat ons 'n tydelike ewige lewe sal hê. Want as hy nie vir ewig hoëpriester bly nie, is alles wat gekonnekteer word aan hom nie ewig nie. En wat vir my interessant is, as mens dan mooi daaraan kyk, was dit eintlik Jesus se missie van sy geboorte af tot sy kruisdood om hoëpriester te word vir ons, sodat ons die ewige saligheid kan verkry. Dis hoekom hy het in die woestyn sterk gestaan in geloof teen die duiwel in die wildernis na sy doop. Om sodoende die mensdom te kan verteenwoordig aan die kruis as die tweede Adam. En mense, ons moet besef dat as ons Jesus se hoëpriesterskap wegvat, het ons niks nie. As hy nooit hoëpriester geword het nie, het sy offer aan die kruis niks beteken nie. Al het hy gesterf vir ons, dit sou niks beteken het nie. Want volgens die Ou Testament, wie is die enigste een wat die sondeoffer kon doen? Wie kan vir my sê? Die hoëpriester. En so as Christus nooit die titel verkry het nie, het sy offer niks beteken nie. En mense, dis hoekom ons moet met 'n nuwe waarde met 'n nuwe diepteid en waardering in ons harte hierdie woord gebruik van hoëpriesterskap. Want as Christus nie hoëpriester geword het nie, het ons niks verkry. En ons sou dit ook natuurlik verdien het om niks te kry nie. En dan kom vers 11 en sê vir ons, waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. En hier begin dit vir my baie interessant raak, ons hoofteksgedeelte. Hulle sê, die skrywer sê eintlik vir ons, ek het nog baie om vir julle te vertel oor hierdie aspek van Christus as hoëpriester en die orde waaraan hy behoort van Melchisedek, maar dit is iets wat swaar is om te verklaar verwysend, dis iets wat diep en moeilik is om oor te gesels, né? Dis iets wat werklik waarde dra, maar ook moeilik is om te verduidelik, maar dan sê hy hoekom? Omdat julle traag geword het om te hoor. En hierdie is vir my so belangrik, en dis waar die vermaaning vandag inkom, in die skrif, waar die skrif ons aanspreek om te verander. Ander vertalings verwys na dieselfde woord van traag as lui. Die oorspronklike woord sê ook stadig om te verstaan. En dit sê eintlik dat die skrywer skryf hier en sê, ek wil nog meer vir julle vertel, maar al vertel ek dit vir julle, julle gaan dit nie verstaan nie. Want julle is traag om te hoor, stadig om te verstaan en ook lui om te verstaan. Nou ek glo, dit was nie net waar van daai tyd nie, maar vandag 1000 keer erger in die kerk. Ons is traag om te hoor, lui om te verstaan en stadig om te verstaan. Hoekom? Want ons is kinders. En die skrywer gaan nou vir ons verduidelik hoekom hy dit sê in vers 12 tot 14. En mense, asseblief, wees eerlik vanoggend met jouself. Want dit is wat die woord wil hê ons moet doen. Dit sê, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Hy sê eintlik, almal wat
wat al vir 10, 20 jaar, 30, 40 jaar 'n weergebore gelowige is behoort om 'n kenner en leraar te wees van die woord. Nou mense, ek gaan nou nie weer op die twee agterste boeties daar agter 'n pik en fokus nie, maar elke een van julle is al vir jare in 'n lyn van werk. As julle is met my. Een ou was miskien 'n mechanic, een ou het gewerk met masjinerie, miskien pas en draai of wat ook al. Maar jy is 10 teen 1 hopelik na 20, 30 jaar se werk in daai aspek, in daai rigting, 'n kenner van daai rigting. 'n Kenner van dit wat jy doen. As jy nie is nie, het jy jou tyd gemors en ook as jy lui by die werk, né? Stem jy saam met my? So die skrywer sê dan vir ons, elke een wat hier vanoggend sit, is behoort om 'n leraar van sy eie te wees. 'n Kenner van die woord van God. Maar mense, nou my vraag is, hoekom is ons nie? En ek dink dis die harde vraag om te vra. Hoekom is ons nie? Hoekom is byvoorbeeld laas Sondag se diens wat nou 'n vreemde figuur gehad het? Hoekom klink dit so vreemd vir ons? Want ons het nie Bybelkennis nie. Dis hoekom. Hoekom kom mense nie meer tot redding soos wat hulle altyd gekom het in die kerk nie? Want ons weet nie hoe om redding te verkondig nie. Hoekom ouers wat weergebore is, hoekom weet hulle nie om oor te dra aan hulle kinders wat redding is nie en hoe om tot redding te kom nie? Want ons het nie kennis nie. En mense, die skrywer kom hier en sê, eintlik hy vermaan elke een van ons. En onthou net, Christelike volwassenheid, geestelike volwassenheid het niks te doen met jou ouderdom wat jy vandag hiermee sit. En weet julle wat is die interessante ding vir my? Die jonger mense vandag raak vir my vinniger geestelik volwasse as dies wat al langer in die kerk is. Hulle het daai hongerte om te leer. En weet julle hoekom? Want elke persoon het dit gehad in hulle eerste jare van redding. Daar's jy soos 'n spons wat net wil opneem. Is dit nie waar nie? Het julle al gesien hoe Annie Brand is iemand wat nou net tot redding gekom het? Hy wil net die woord verkondig. Hy weet nie hoe nie, maar hy wil iets doen. Nee, is gewoonlik die ou wat by checkers agter jou gaan aanhardloop om vir jou te vra of jy al van Jesus gehoor. Nee, en dis amazing, maar weet julle wat? Nou as kerk laat ons daai ou by checkers rondhardloop. Maar ons steek hom nie aan die werk met die regte werk. En sodoende kom die skrywer en hy sê eintlik julle is behoort om leraars te wees en nou kom hy baie ernstig en sê maar julle moet weer oorbegin met die eerste beginsels van die woorde van God. Verwysend wat redding is. Om seker te maak dat die redding wat jy glo jy het of dit vas is. Want ons sit met kerke met mense wat nie werklik tot redding gekom het nie, maar wat glo hulle is gered. Menslik glo hulle dit. Maar daar's geen vrug om dit te toon nie. En hierdie is my belangrik. Ons dade red ons nie natuurlik nie, maar die woord sê geloof sonder dade beteken niks nie. Verwysend, as jy nie groei in die woord en dit toepas in jou lewe nie, beteken dit watse vrug dra jy? Die woord sê, hoe weet jy iemand is weergebore? Deur die vrug wat hulle sal dra. En wie se vrug is dit? Christus. So die skrywer kom hier en hy spreek ons aan vanoggend en sê dis hoekom hulle nie vaste spys kan drink nie. En hy sê eintlik in vers 13, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. En dis eintlik, die skrywer skryf eintlik hard hier, nê? 'n Kind is. As ek vanoggend vir enige ouer persoon as ek sê hy's 'n kind, mense, ek gaan groot moeilikheid hê. Ons hou nie daarvan nie. Ons hou nie daarvan nie. Julle gaan my wegjaag terug Springs toe. Vir my sê ek hoor daar, nê? Nee? Maar mense, weet julle wat? Vanoggend, ek sê nie dit vir een van julle nie. Maar jy moet vanoggend 'n besluit neem, is ek 'n kind of volwasse in die geloof? En vinnig en almal sê ek's volwasse. Maar weet julle wat? Dis die eerste kenmerk van 'n kind. Ek gaan met julle deel met dinge wat kinders gewoonlik doen in die geloof. Hulle is gewoonlik die kenners van die woord, is die kinders. Hulle sal ook vir jou dinge sê soos net God kan my oordeel. Wie is jy om vir my te sê ek's verkeerd? Kyk jou sonde. Nog 'n aspek is gewoonlik mense wat sê ek hoef nie kerk toe te gaan om hemel toe te gaan nie. Wat 100% waar is, maar die woord roep ons in gehoorsaamheid om nie te versuim in die samekomste van gelowiges nie en op te tree as die liggaam van Christus. Kinders sal ook sê byvoorbeeld dinge soos byvoorbeeld ek kan die Bybel interpreteer soos wat ek wil. En weet julle wat? Elke een van ons het geestelike vryheid om self ondersoek in te stel van wat die woord sê.
En dit is waar, maar nie elke interpretasie is reg nie. Daar is net een interpretasie van die woord wat reg kan wees. God het nie klomp maybes geskryf in sy woord nie. Dis vaste waarhede wat altyd waarheid sal bly. En mense, as ons aanhou hierdie tipe Christendom, hierdie piknik Christendom gaan verkondig, gaan almal in die kerk kinders bly. Ons gaan moet baie keer preek oor harde, moeilike goed. Ons gaan moet preek oor homoseksualiteit, oor selfmoord en wat hierdie dinge, wat die implikasies is daarvan vir ons en vir die wêreld. Hoe om daai mense te nader, hoe om met hulle te praat. As ons nie hierdie dinge gaan doen nie, gaan almal kinders bly. En wat doen kinders? Is gewoonlik ook die kinders wat die grootste tantrums in die kerk gooi, wat die hardste stem het. Die woord sê vir ons, as jy nie geestelik volwasse is nie, sal jy nooit volwasse wees in hierdie wêreld. 'n Man wat geestelik volwasse is 'n man wat in beheer is van sy emosies. Is dit nie waar nie? En is dit nie ook dieselfde met vrouens nie? Is nie net gemik op mans nie. En mense, nou is die vraag dan vir ons, wat sê die skrywer van die volwasse mense? In die heel laaste vers sê dit vir ons, eintlik, en ek glo dit is waar van meeste kerke, 'n klein groepie in die kerk is die volwassenes. Wat eintlik, en dis eintlik hoe 'n kerk vandag gehanteer word. Daar's 'n klein groepie volwassenes wat na klomp kinders moet kyk. Dis amper soos 'n duitjie hier. Het jy al gehoor van 'n duitjie? Jy moet hulle nou help. Daai enetjie loop, hy gaan nou by daai trappe afval. Om jy hom gaan haal, nê? Dat hy nie seer kry nie. Dis hoe die kerk vandag werk. Maar hy sê vir ons dat die volwasse mense is mense wat vastes kos kan eet, omrede wat? Omrede hulle geestesvermoëns het wat hulle beoefen. Maar wat beteken dit? Dis mense wat 'n roeping ontvang het, maar wat die roeping uitleef. Dis mense wat hulle geestelike gawes gebruik in lyn met hulle roeping en ook sodoende, hulle sê hierso, as gewoonte dit beoefen. In vers 14, ek lees vir julle, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Dis mense wat die woord ken en die woord kan gebruik om situasies te toets volgens. Mense, weet jy nou hoe raar is dit vandag, dat jy nog mense kry in die kerk wat weet wat is reg en verkeerd. En wat in 'n situasie kan staan en die woord kan gebruik en te sê, maar die woord sê hierdie oor die situasie. So ek gaan nie hierdie doen nie of ek gaan dit doen. Ons kry dit nie meer nie, want ons ken nie die woord nie. En mense, dan wil ek vir jouself, vir jou vra, wat keer jou tans om te groei in Jesus Christus, om volwasse te word? Wie kan vir my sê, wat dink julle is dinge wat ons keer? Ek hoor sonde, maar wat nog? Die eie ek. Jouself. As jy vanoggend hier skuldig sit, net soos wat ek in baie aspekte van my eie geloof 'n kind nog is. As ons skuldig hier staan en ons stap daaruit en ons besluit nie om te verander nie, is dit 'n rebellie teen God. En dan gaan jy nog slegter af wees, om eerlik te wees. Mense, maar weet julle wat is die amazing ding? Elke een van ons word geroep tot volwassenheid. Verwysend, elke een van ons kan volwasse raak, want die geloof wat jy kort om aan die Here vashou, kom nie eers van jouself. Die ware leermeester is nie die eie ek nie, maar is die Gees van God, wat jou kan opvoed volgens die woord van God, wat dit deel maak van jou, wat jou laat volwasse raak. Maar my vraag is, hoe langer gaan ons stil staan dat ons eie wil in pad staan, of in die pad staan van God se wil in ons lewens? Want tans, ek weet nie van julle nie, ons het sterk begin hierdie jaar, toe hierdie kerk vol. Sit ons hier met oor 100 mense. Kyk hoe gaan dit die laaste paar sondae. Mense plaas nie meer dieselfde waarde aan aspekte waar hulle kan leer, of geleenthede waar hulle kan leer van die woord van God nie. En ek beloof jou, om by die huis te sit en self die Bybel te lees, die Here roep nie Lone Rangers in Christendom nie. Hy roep die liggaam van Christus. Ek hoor, hier's mense wat vir my lag vir 'n Lone Ranger. Ek weet nie wat dit in Afrikaans nie omroep nie. Alleenlopendes. Okay, nee, dit klink verkeerd. Maar nou wil ek graag afsluit. En ek wil met julle 'n roeping deel wat nie die groot opdrag is nie. Dis ook 'n roeping op elke een van ons lewens. Dit is bietjie meer 'n spesiale iets wat ek gevind het in die skrif wat ek dink
soveel klem lê op Christus as hoëpriester en ons wat geroep word as priesters. En ons vind dit in 1 Petrus 2 vers 9. En ek gaan dit 2 keer vir julle lees, en ek wil jy luister na elke woord. En as jy hier uitstap, vra vir die Vader om 'n deel te maak van jou lewe. Vra vir hom vra vir hom vir hulp om bemoedig te word om hierdie dinge uit te leef. En hoor wat sê 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Nou kan baie mense sê hierdie is gebaseer op die Israeliete. Dit is nie. Die woord sê vir ons elke een wat weergebore is, het deel aan Abraham as geestelike voorouder. En weet julle wat? Hierdie gedeelte sê so mooi, dit is 'n uitverkore geslag. God het elke een van julle gekies vir 'n rede. Julle is 'n koninklike priesterdom. Nie net priesters nie, ons is koninklike priesters. 'n Heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, wat so mooi is, ons is Christus se erfdeel. Om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het. Wat is die doel, die roeping? Om hom te verkondig, die deugde. Deugde beteken in totaliteit. Nie net sy naam te spreek en te verkondig, om hom dieper te verkondig, wie hy is, wat hy is as hoëpriester, verlosser, saligmaker. Julle weet hoeveel titels Christus aan hom gekoppel is in die woord. Want julle is uit duisternis geroep tot sy wonderbare lig. Mense, mag ons begin wegbeweeg van die kinderlike dinge. Mag ons nie langer tussen mekaar beklei en mag ons nie beklei en amper stry en soveel vra vir die gemeente om betrokke te raak by goed. Mense, daar's geleenthede oral in ons gemeente. Raak betrokke. Die enigste persoon wat jouself tans keer om betrokke te raak is jy jouself. Moenie maak dat die wêreld se dinge meer belangrik raak vir jou as God se dinge nie. En moet ook nie die kerk veraf God nie. Ons is hier saam om vir Christus te verkondig, om hom te verheerlik. Dit is wat ons doen. Maar kom ek sê vir julle so, dis vir my makliker om dit te doen as ek 'n broer aan die kant het en 'n broer aan die kant het, 'n suster aan daai kant het vir dit saam met my doen. As ek teen hier in hierdie predikant was ek net so skuldig soos baie van julle wat ook nie elke Sondag sou kerk toe kom. Wat ook nie by elke Bybelstudie sou gewees het nie. Ek sou nie so Stian nog gewag het ook as hier niemand opdaag. Hy het baie uitgesien. Ek dink dit is 'n baie positiewe ding, advertensie vir die Bybelstudie. Hy het gewag tot die volgende week se. En hier is hy. Maar mense, mag ons begin beweeg in hierdie jaar na meer volwasse dinge. Mag ons vra, weet julle hoe min het ek in hierdie jaar en 'n half, bietjie meer wat ek by Brakpan is, vrae van mense gekry oor die woord. Want niemand lees die woord en verkry vrae in hulle harte nie. Kom ons lees die skrif. Vra vir mekaar. Groei in die kennis sodat ons kan groei in die geloof. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, waar ons nou in eenvoud besef het dat Christus hoëpriester is, omrede hy die ewige offer gebring het. Die ewige straf op hom geneem het, maar sodoende is ons ewigheid gekoppel, ons ewige hoop gekoppel aan sy ewige priesterskap, sy hoëpriesterskap, liewe Heer. En Vader, in dit mag ons nou as ons sing, mag ons as ons hier uitstap vir Jesus verheerlik vir wie hy is. Vader, mag ons nie op 'n punt kom in ons geloof waar ons vanselfsprekend ons geloof en ook die vrug en die gawes neem nie, en ook die beloftes neem wat daar binne te vind is nie. Maar Vader, ek bid vir elke persoon vandag wat miskien al vir jare in hierdie gat sit waar hy die toets nie deurkom nie, waar hy die heeltyd u hand los omrede hy 'n klein geloof het. Vader, mag u hom bemoedig, mag u sy olielamp volmaak en mag u hom help besef dat hy nie self kan groei in die geloof nie, maar dat die geloof 'n gawe van u is en al wat u van ons verwag is gehoorsaamheid. Vader, gehoorsaamheid is die basis vir Christendom. Maar help ons om dit te doen uit grootste vreugde en vrede, omrede ons groei in wat Christus gedoen het aan die kruis. Vader, mag ons nie hier sit vanoggend en langer hier sit
met hierdie onwetendheid in ons harte of hierdie skering van is ek werklik 'n gelowige of is ek nie. Mag ons wegbeweeg van die eerste beginsels van die woord en Vader, mag ons na dieper dinge beweeg sodat ons die eenvoudige dinge dieper kan verkondig. Vader, help ons om 'n standvastige geloof te verkry in ons harte en mag ons met daai vlamme mekaar begin aansteek. Want Vader, u woord sê die oes is groot en die arbeiders is min. Want Vader, ons weet nie eers hoe om arbeiders te wees nie. Wys ons, leer ons deur u woord. En Vader, rus ons toe met u gawes. Maar help ons om sonder vrees en angstigheid dit te doen. Mag ons nie langer soos kinders staan wat angstig is om 'n mondeling te praat nie, maar Vader, mag ons verby dit beweeg, want dit is u gawes, u roeping en u het ons gekies. Sodoende is daar geen twyfel in ons harte oor om te sê, maar u het 'n fout gemaak nie, want u kan nie foute maak. Vader, mag ons eie redding vasraak, elke dag al hoe meer dieper vasraak in ons harte. En Vader, waar ons nou gaan sing, mag ons dit doen werklik vir die rede om u te verheerlik. Want nie een van ons verdien enige iets wat u aan ons gee deur u genade nie. Vader, ons prys u, ons loof u en help ons asseblief om hierdie week meer waardig te wandel aan dit wat u ook aan ons gegee het. En dit is 'n heilige priesterskap, 'n koninklike priesterskap, disippelskap, kindskap en ook die ewige wat u aan ons koppel. Vader, ons vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. Staan dan en ontvang die seën. Mag die Here jou seën deur jou te vermaan, te beskerm en te laat groei en ook deur jou uit te stuur. Mag sy liefde jou vernuwe, sy genade jou herskep en sy roeping jou bemoedig om uit te gaan. Amen. Dankie julle.